ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Wie het hy Woordskool. Ons kyk vandag na 'n tema wat ek nou nie sommer sou doen by ons Wie het hy Woordskool nie. Want dis nie 'n hooftema in die Bybel nie, maar na 'n vraagie of wat en 'n bietjie gewerk met Abraham en Melchisedek, het ek gedink, ek gaan tog hierdie gedeelte wat ons nou vandag gaan doen, met jou doen, want ek dink, dit is wel, in die eerste plek is dit interessant. Dit is baie interessant om dit te sien, en in die tweede plek, het daar toch vir ons betekenis vandag om te verstaan, hoe betrokke was, God met mense, maar ook, hoe betrokke was mense met God, voor Abraham se tydperk, of tot en met Abraham se tydperk, praat sommer van die voorgeskiedenis, dat God vir hom mense wek, op die eienaardigste plekke, en dat het nog steeds God se tendens is, en dat hulle, sonder dat ons dit kon droom, God aanbid, die God van hemel en aarde, en dat het vandag nog gebeur, dat op die mees snaakse plekke, waar sendelinge of Christene nog nooit was nie, of al vir baie dekades, of selfs 100 of meer jaar, nie gekom het nie, maar dat mense tot geloof in God kom, en dit is 'n baie kosbare ding om van kennis te neem. Maar dit is eintlik baie meer betrokke as dit. Dis nie net dat hulle tot kennis van God kom op wonderbaarlike maniere nie, maar dis ook dat daar te siene is 'n netwerk van geloof, wat oor die eeue langskom, en dis nogals vir my 'n interessante gedagte, veral as dit kom by latere kerkgeskiedenis, met ander woorde, die geskiedenis van die kerk van so 300 jaar na Christus tot en met nou. Nou, ons het in die wêreld enige iets tussen 40 en 45.000 denominasies, kerkdenominasies op aarde, en as jy 'n student van kerkgeskiedenis is, dan sal dit dalk vir jou interessant wees om nou navorsing te doen oor al die bewegings en waar het begin het in die ontstaan van die katholieke kerk en toe die reformatie, toe die Anabaptiste en hoe dit nou gepluis nie, maar ontwikkel het, daar is die woord, ek sukkel om my woorde te kry vandag. Sedertdien, wat gebeur het, en dan dink jy maar, hier was die kerk, die openbare kerk in 'n verskriklike toestand, miskien in 'n bepaalde tyd van die geskiedenis, en die mense wat hulle self leiers geag het van die kerk, het hulle vergryp aan geld, en mense vermoor, en waar was die regte kerk? Waar was die ware disippels van Jesus? Was hulle daar te siene? Want as jy so kyk na die algemene ontwikkeling, jy kyk byvoorbeeld na die invloed van die kerk in Europa, en die wetywering tussen kerke, die katholieke kerk, die Anglikaanse kerk, die Methodiste, dink nou spesifiek aan Engeland, die stryd wat daar gevoer is, die magstryd, die politieke stryd, en dan dink jy, maar waar was die ware kerk? Die regte disippels van Jesus, die mense wat hom gevolg het, was daar ooit regte disippels in daardie tyd? En dan is die antwoord, ja, daar was ware disippels. Jy lees nie van hulle in die geskiedenisboeke nie, jy hoor nie hulle name nie, hulle is nie bekende mense nie, maar hulle was daar, en deur daardie lyn, daardie kom ons geloofsnetwerk van ware gelowiges, en of hulle nou in die institusionele kerk was, en of hulle net so half ondergronds geopereer het, maak glad nie saak nie, hulle was daar, en hulle het 'n invloed op die wêreld gehad,
en in 'n indirekte sin ook nog steeds vandag. So, ons gaan kyk na hierdie baie interessante tyd. Dit is, ons leer van Adam en Eva, en dan is daar so 'n bietjie van 'n geskiedenis, weet so, nie vreeslik prominent nie, en dan leer ons van Noag, Toring van Babel, dink ek soms so in sonnaskool, die Toring van Babel, God wat intervensie pleeg, en dan het ons van Noag, en dan het ons nou so 'n stuk na Noag, en weet so 'n bietjie daar, en dan natuurlik tel die storie nou weer op met Abraham, en ons loop dan nou met Abraham in die ontwikkeling van die nasie van Israel. Maar tussen al hierdie gebeure was daar die ware kerk van Jesus Christus, die ware gelowiges. En nou en dan figureer daar 'n naam in die Bybel, maar net so vlugtig, en dan stap hy af, en dan gaan die hoofstorie nou hier aan, en dan verloor 'n mens dikwels die feit dat hier iets baie kosbaar was en gebeur het, en dat dit 'n invloed gehad het op mense, eeue en eeue en eeue nog daarna, sonder dat ons weet. So, kom ons kyk na mense wat God aanbid het, tot en met Abraham. Wat leer ons uit die Bybel? Nou, die eerste mense wat ons natuurlik moet noem, is Adam en Eva. Adam en Eva het 'n verhouding met God gehad, hulle het met hom gewandel in die tuin, elke middag. En hulle het God geken. Hulle het sy hart gehoor, hulle het hom leer ken vir wie hy is. Hulle het hulle self leer ken in die lig van wie God is, wat hy sê in sy waarheid. Hulle het sy woord geken. Hulle het hom aanbid. En toe gebeur die sondeval. Maar daar is 'n interessante gebeurlikheid in die hoofstuk, die tweede mees dramatiese hoofstuk, noem ek dit sommer in die Bybel, is Genesis hoofstuk 3, en dit is waar die sondeval plaasvind, tweede mees dramatiese hoofstuk in die Bybel, waarvan die mees dramatiese hoofstuk die een is waar Jesus aan die kruis hang en sterwe vir die sonde van Adam en Eva en die mensdom daarna gepaard gaande met die opstanding. Nee, dit is die mees dramatiese gedeelte in die hele Bybel. Die tweede mees dramatiese gedeelte is waar die mens van God wegval. Adam en Eva. Maar in hoofstuk 3 gebeur daar 'n baie interessante ding. En dit is dat God maak vir Adam en Eva klere van dierevelle. Nou dis al wat daar staan. Daar staan nou niks meer nie. Maar daar is 'n interessante gedagte wat saam met daardie skrifgedeelte gaan. En dis die gedagte dat vir God om klere vir Adam en Eva te maak, God maak die klere van dierevelle. Moes hy diere doodmaak. En die oomblik wanneer jy aan die gedagte dink dat 'n dier word doodgemaak oor die sonde van die mens, Jesus sê nee, dit was nie vir die sonde, was, as daar nie 'n sondeval was nie, het Adam en Eva nie in hulle skaamte gestaan nie. En God bedek tydelik hulle skaamte met dierevelle, deur 'n dier dood te maak en dat bloed gevloei. En die gedagte wat ontstaan is dat die heel eerste offer wat gebring is vir die sonde van die mens deur God gemaak is. En die heel laaste offer vir die sonde van die mens is deur God gemaak. Hy het dit initieer van die begin af. En want ons lees dan die volgende persone waarvan ons kennis neem in die Bybel is natuurlik Abel en Kain. Abel en Kain bring offers aan God. Nou, hoe sal Abel en Kain, die eerste twee seuns van Adam en Eva, hoe sal hulle weet om offers te bring? Want dit is iets wat God mense leer. Want dit is iets wat voor die grondlegging van die wêreld is dit al klaar in God se hart, dat die seun, klaar in die Vader se hart, dat die seun
die volmaakte offer vir die sonde van die mens is nog nie eens geskape nie. Sondeval het nog nie eens plaasgevind nie. God weet. En die seun is klaar die toegewysde volmaakte offer van God voor die grondlegging van die wêreld. Dis 'n geweldige gedagte as jy jouself net toelaat om 'n bietjie daaraan te dink. So die hele aspek van 'n offer wat in die plek van die mens vir sonde sterwe, is iets wat vas was voor die skepping. Wie leer vir Adam en Eva, want ons moet aanvaar, God het hulle dit geleer, want hoe weet Abel en Kain dit? Dit was nie net iets wat hulle uitgedink het nie. Hulle is geleer om offers te bring. Nou, baie eeue later was dit 'n taak wat net aan priesters toegesê is. Hulle doen dit. En hulle staan as het ware as priesters voor God. Abel bring die voorgeskrewe offer, maar Kain nie. God aanvaar Abel se offer, maar nie Kain se nie. Wat 'n interessante situasie, en dit lei tot die eerste moord. Afguns in Kain se hart op sy boetie, en hy slaan hom dood. Interessant om te lees as jy gaan kyk in Genesis 4 na die reaksie van God op die dood van Abel. Gaan lees dit 'n bietjie deur. Lees versigtig en stadig. So hulle bring offers. Hulle weet om God te aanbid. Hulle verstaan van bloed wat vloei. Miskien nie soos ek en jy dit vandag verstaan nie, maar God moes hulle leer. Anders sou hulle nie geweet het nie. Nou ja, in die plek van Abel word toe gebore 'n seun wat Adam en Eva toe noem Set. En Set in sy nageslag, daar staan in Genesis 4 vers 26, toe het Set ook 'n seun gehad en hom Enos genoem. En in daardie tyd het mense begin om die naam van die Here aan te roep. Nou, hier is ook 'n bietjie ander interessante nuus hierso. Nou, ons weet van Adam en Eva. Ons weet van Abel en Kain. Abel wat toe vermoor is, Set wat toe in sy plek seun word. So ons weet van Adam en Eva, Set en Kain. Maar waar het Set sy vrou vandaan gekry? En waar het Kain sy vrou vandaan gekry? Want ons lees daarvan in Genesis 4. En Set het 'n seun gehad, hy het hom Enos genoem, en in daardie tyd het die mense begin om God te aanbid. Watter mense? Waar kom hulle vandaan? Ons weet dan nou net van 4, 5, 1 dood, 4. Nou, dis een van die interessante vrae in die Bybel, om te vra die mees waarskynlike antwoord daarop. So jy moet onthou, Adam en Eva het in die 900 jaar oud geword. En as hulle elke jaar kinders gehad het, ten minste 1, Eva, want jy kan nie dink dat dit nie so was nie. Daar was nie voorbehoedmiddels van enige aard nie. Dan het hulle 'n klomp kinders gehad. En hierdie kinders moes met mekaar trou, en mense sal sê, maar dit is onder 'n trouery, jy weet, dit is, sê ja wel, dis, die wetenskap het dit vasgemaak, Genepool was baie sterk, en dit het nog geen effek gehad op die mense nie. Jy het 'n vrou gevat uit hierdie ekstensiewe familie van jou. Dis die, en ek dink, ek is nou nie 'n persoon wat spesialiseer in die wetenskap of gene of enigiets nie, maar dis interessant hoe die wetenskaplike sê dat die mense van vandag kom van 1 vrou af. Hulle het dit nou so in die genepool, het hulle so teruggevat en sê, nou ek is nie op datum met daai verslae en goed nie, maar dit was interessant om te sien, dat hulle dit backtrace na 1 spesifieke vrou. En nou sê, maar ja, die Bybel is baie duidelik daaroor, ons weet wie die vrou is, dis Eva. En Set het 'n vrou gehad. Nou ja, as jy 900 jaar oud is, en jy het elke jaar 'n kind gehad, vir 700 jaar lank, dis 700 kinders.
Ja, dit is heeltemal genoeg om 'n nasie mee te bou. En daar sê, hulle Set het 'n seun gehad en daardie tyd het mense begin om die naam van die Here aan te roep. Nou dis 'n ander interessante gedagte, want dit sê toe, daar's mense, ons weet nou van Kain, en Kain lyk vir my, die pad bly byste raak, in die rigting waarin hy gegaan het, maar ons weet, dat in Set se bloedlyn, Set en sy seun Enos, dat die mense het begin om God te aanbid, en is moontlik, so dat daar 'n bepaalde organisering van godsdiens was, dat hulle op 'n georganiseerde manier God begin aanbid het, maar hoe dit ook al sê, daar was 'n groep mense, wie se harte na God toegedraai het, nee, hulle oupa Set, wat die plaasvervanger was, of gebore was in die plek van Abel. Dit is ook interessant. Nou, ons weet nie wie is die mense nie, ons weet ook nie hoeveel is hulle nie, maar ons kan sien wat gebeur na hulle, dat aanbidding van God en geloof in God was teenwoordig. So, ons weet nou van Kain en jy weet hoe hy nou ontrafel het, en baie ander mense soos hy, maar ons weet ook dat daar 'n beliggaaming van mense was, 'n groepering van mense wat God aanbid het. Kom ons gaan kyk na nog iemand, ek wil net my nota aktiveer. Hy sê, nou ja, na Set lees ons ook van 'n man met die naam van Henog. Nou in Genesis 5 vers 22 tot 24 lees ons oor Henog wat met God gewandel het. Daar staan Henog het met God gewandel en toe was hy daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Nou dit is al wat ons van Henog weet. Ons weet, die Bybel sê hoe oud was hy, en ons weet dat hy was net daar nie meer nie. Nou, daar's twee figure in die Ou Testament, wat ons reken, wat ons van weet, wat daar staan, hulle het nie gesterwe nie. Hulle is net opgeneem. Nee, die een is Elia, die tweede een, en die eerste een is Henog, dat hy het met God gewandel, en sy verhouding met God was so naby en intiem, dat God het hom net weggeneem, en hy was daar nie meer nie, en hulle het hom nie weer gekry nie, hy is net weg. Nou, daar sê die Bybel nou niks verder nie, en ons moet nou so half die gapinge invul, maar wat natuurlik 'n gevaarlike oefening is, want ou kan nou baie maklik jou verbeelding die vlug laat neem, en dan sê jy nou allerhande goed, maar dis al wat ons van kennis neem. Maar mense soos Henog, dis na Set en na Enos, die seun van Set, het ons Henog, en hulle het, waarvan Henog nou verteenwoordiger is, die Here met ywer aanbid, en met absolute toewyding. Nou ja, na Henog verneem ons van nog 'n persoon, wat deel is van hierdie groep, en dis die man met die naam van Lamech. Nou Lamech was Noag se pa. So ons lees in Genesis 5 vers 28 tot 29, dat hy God aangeroep het, wanneer hy sy seun Noag noem. Hy besef die vloek oor die aarde, en hoop dat Noag verligting sal bring. Het wys dat Lamech het 'n bewussyn en 'n erkenning van God se plan en betrokkenheid gehad. Nou in die tuin van Eden, sê God vir die Satan in die teenwoordigheid van Adam en Eva, dat daar 'n verlosser gaan kom. Genesis 3 vers 15, dit staan bekend sy moederbelofte, 'n verlosser gaan kom wat die kop van die Satan gaan vermorsel. Hy gaan die kop van die Satan vermorsel, maar die Satan sal hom in die akskeen byt. Nou, ons verstaan uit 'n Nuwe Testamentiese konteks presies wat dit beteken. Ons weet dat die slang het hom gepik. Hy het aan die kruis gehang, hy het hom laat arresteer, hy het hom mishandel, hy het hom valslik verhoor en toe aan die kruis vasgespijker. En hy is gepik deur die slang, maar daardeur is die slang se kop vermorsel. En dat hierdie skrifgie praat direk van God die Seun, praat van Jesus Christus, ons Here. Nou, buiten dat hulle God aanbid het, het hulle ook die
oorvertellinge gehad van oupa en ouma Adam en Eva, of dalk ten hierdie tyd groot oupa grootjie Adam en Eva, van dat daar 'n verlossing gaan kom. God het 'n belofte gemaak dat hy die mens gaan verlos van sonde. En ons kry spore daarvan in Lamech se lewe, dat nie net bring hulle die voorgeskrewe offers aan God met bloed wat hy hulle voorgeskryf het nie, dis eeue nog voor Moses, maar ook die inhoud van die evangelie wat hulle het, en dat daar 'n verlosser sal kom, en dat in die hoop en in geloof op hierdie verlosser, is dit hulle tot geregtigheid gereken, en dat hulle verlossing ook in Christus Jesus was. Vir ons is dit in Christus Jesus wat gekom het, vir hulle was dit in Christus Jesus wat nog moet kom. Nou, dan kom Noag, dan word Noag gebore vir Lamech, en Noag het God aanbid. In Genesis 6 vers 9 word hy beskryf as 'n regverdige man wat met God gewandel het. Nou, op hierdie punt wil ek net vinnig vir jou 'n ander gedagte net gee, wat jy moet bære hier agter in jou kop, of ergens op 'n notaatjie. As ons kyk na Paulus se brief aan die Romeine, en hy skrywe dat daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, dan kan jy mos nou vra, maar wag net 'n bietjie, hoe kan Paulus sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, want van Noag word gesê dat hy regverdige was, van Lamech, van Henog, van Enos, van Set, van Abraham. En jy kan nou al die heiliges noem, Hebreërs 11, die geloofshelde wat nou daar genoem word, maar jy kan ook net gaan lees in Lukas. In Lukas is Simeon en Anna was regverdige mense wat op die koms van die Messias gewag het. Simon wat sê, nou het my oë die verlosser van Israel gesien, nou kan ek maar sterwe, toe hy die baba Jesus sien. So Paulus sê, maar niemand is regverdig nie, selfs nie een nie. Nou, wat ek nie nou op hierdie video wil doen, is om nou te verklaar wat beteken Paulus se woorde, maar wat ek vir jou wil wys met hierdie video, met die verwysing na Paulus, is dat Paulus se brief aan die Romeine is 'n baie spesiale brief, wat met 'n spesiale argument kom. En al die goed wat Paulus dan in Romeine verduidelik, die teologiese goed, is baie spesifieke argumente om 'n spesifieke punt te maak. As jy Romeine nie reg lees nie, gaan jy Romeine aanhaal en goed maak sê wat nie die intensie van die skrywer was nie. Wil dit net vir jou noem. En as heel wat, ek noem nou hierdie een, jy weet oor die regverdige, want ons lees nou van Noag en God wat sê dat hy, of die Bybel wat beskryf dat hy regverdig is en dat hy met God gewandel het. En dan wil ons vra antwoord. En dan sê ek, kyk nou, maar Paulus sê niemand is regverdig nie, so dit gee 'n vraag, maar hoe is niemand regverdig? David was regverdig voor God. Hy's 'n man na God se hart, omdat hy alles gedoen het wat God vir hom gesê het. Handelinge 19. Nee, so waarvan praat Paulus as hy sê niemand is regverdig nie? En die antwoord wat jy dan gaan kry, ons gaan nie nou hier doen nie, is dat dit 'n baie spesifieke ding is waarop Paulus wys, en dat dit nie 'n algemene stelling is wat hy maak, en miskien, jy weet, krap dit nou 'n bietjie jou teologie om, maar dat dit nie 'n algemene stelling is wat hy maak, as niemand regverdig hier nie, daar was baie. Maar Paulus sê iets baie spesifiek. Daarom moet jy, wanneer jy 'n Bybelstudie oor Romeine doen, moet jy dit met sorg doen. Nee, en mooi lees. En as ons eendag 'n Bybelstudie oor Romeine doen hier op Vitadyn, dan sal ons nou baie versigtig deur daai verduideliking van Paulus trap, vir jou net wys hoe moet 'n mens dit eintlik benader. Maar nou ja, Noag het 3 seuns gehad, Sem, Cham en Jafet. En ons weet dat Sem se kinders het hierdie aanbidding van God voortgesit. En Sem is die vader van die Semite. En die Semite
is 'n hele bevolkingsgroep. Gewoonlik as jy sê 'n Semiet, dan dink mense aan Israeliete. Maar dis nie korrek nie. Israeliete is een vertakking van Semiete. Die Semiete is die kinders van Sem. En Sem het nie net een kind gehad nie. Uit Sem se bloedlyn kom Abraham. En uit Abraham kom Ismael en Israel, Jakob. So ons weet, die Israeliete is Semiete, maar so ook die Arabiere. So as jy deesdae praat van antisemitiese kommentaar of antisemitiese sentimente, dan dink die meeste dis anti-Joods. Maar dis nie 'n korrekte gebruik van die woord nie. Om anti-Arabies te wees is ook antisemities. Net vir interessantheid. Maar uit Sem uit kom daar 'n bloedlyn wat God aanbid op die voorgeskrewe manier. Noag doen offers. Jy kan sien hulle gaan aan daarmee. Ons lees in Genesis, het ek net sien, waar trek ons nou? Genesis 14. Lees ons van 'n man met die naam van Melchisedek. Nou ons het 'n video gedoen oor Melchisedek, maar 'n Kanaanitiese koning. Want die Bybel hou nou nie tred met die volle ontwikkeling van hierdie families en soos wat hulle uitbrei nie. Die Bybel tel net een lyn op en dan stap hy met hom om iets baie spesifiek te wys. Maar daar's baie goed wat op die toneel nog gebeur waarvan ons nie weet nie, want dit word nie beskryf in die Bybel nie. Nee, maar nou kry ons skielik vir Melchisedek wat God aanbid. Die God van hemel en aarde, die skepper van hemel en aarde. En jy dink, maar hoe kan 'n Kanaanitiese koning, hulle aanbid almal afgode, hoe kan hy skielik God aanbid? Maar daar was 'n lyn van die ware kerk. Ons noem hom, in die Nuwe Testament noem ons hom so, ons kyk terug oor die geskiedenis en sê, maar die ware kerk van Christus Jesus het begin al met die eerste gelowiges in die Ou Testament. So die volledige kerk van Jesus is al die gelowiges oor al die eeue in die Ou en in die Nuwe Testament, en dat Jesus Here van hulle almal is. Nou, Melchisedek, ons lees dit gou, Genesis 14, vers 18 tot 20, hy is koning en priester van die allerhoogste God, El Elyon, sê die Hebreëse Bybel, wat Abraham geseën het, sy aanbidding van die ware God dui daarop dat daar ander was, wat God geken het en hom aanbid het, buite Abraham se direkte lyne. Abraham, ja goed, Abraham net vir interessantheid kom uit, en ek het nou al op video's van hierdie gepraat van, dan sê ek kan nou nie onthou nie, is Abraham uit Irak of uit Iran, en toe het ek nou maar gekies Iran, want ek het dit nie gaan verifieer nie, en ek moes, maar ek het nou uiteindelik dit geverifieer. Hy kom nie uit Iran nie, hy kom uit Irak. Abraham is 'n Irakees, hy kom uit suidelike Irak, en Abraham se familie was almal afgodsaanbidders. So dit was die kultuur waaruit Abraham gekom het. Nee, dis hoe hy groot geword het, en dit was sy wêreldbeskouing, en in daardie situasie ontmoet God hom en gee hom 'n bevel, en sê hy moet trek, en hy trek, jou weliswaar. En dit wys vir jou dat Abraham het hierdie openbaring van God aan hom verstaan en geglo. Anderste, iemand wat afgode aanbid, doen nie dit nie. En hy trek agter God aan. Sy pa, Tera, was eers saam met hom, maar Abraham het getrek tot op 'n sekere plek, en toe het hulle daar gebly vir lank, tot sy pa oorlede is, en toe sê die Here vir hom, trek nou verder. En toe trek hulle verder, want sy pa was al bejaard, en terwille van sy pa het hulle toe stabiel, jy weet, 'n bietjie van 'n meer stabiele omgewing gehad, in plaas van om heeltyd op die pad te wees, wat swaar vir die oom sou wees. God neem selfs hom in ag. Dan lees ons van nog 'n man, 'n interessante naam om te noem, ek gaan sy naam nou noem, en jy ken hom baie, baie goed. Hy het gelewe in die tyd van Abraham, en sommige navorsers sê, hy kon selfs voor Abraham se tyd geleef het. Maar die meeste
erken dat waarskynlik in die tyd van Abraham, maar nie later nie. En dis 'n man met die naam van Job. Nou ons kry Job hier by Psalms rond. Nee, en dan sê maar, Abraham was hier by Genesis, maar jy moet onthou, dat die boeke in die Ou Testament is nie kronologies gerangskik nie. Nee. So, Job word in die Bybel voorgestel as iemand wat God geken en aanbid het. Sommige geleerdes glo dat Job se verhaal moontlik voor of tydens Abraham se tyd afspeel. Job 1 vers 1, hoor hierdie woorde. 'n onberispelike en opregte man wat God gevrees en die kwaad vermy het. In die tyd van Abraham, nou dit is eeue voor Moses en die wet en die profete, dat hierdie mense was in hulle eie reg, ja, kom ek sê dan, voeg net by, voor ek daai sin voltooi, dit was eeue voor die Levitiese priesterskap, die Aaronitiese hoofpriesterskap, die tabernakel, later die tempel, eeue voor die reinigingswette, seremoniële wette, morele wette. Hierdie mense was priesters in hulle eie reg, volgens 'n ander orde. Die Bybel verwys sommer daarna as die orde van Melchisedek. Hulle was priesters. Hulle het God gedien en bedien. En Job spesifiek was onberispelik, 'n onberispelike en opregte man. Dis hoe die Bybel hom beskryf. Net sien of daar nie nog iemand is wat ek moet saam sê nie. En dan tel die Bybel die verhaal op by Abraham. Maar tussen Adam en Abraham is daar mense wat God soek. Ons weet nie van hulle. Ons kan enkele name noem, soos ek nou genoem. In die kerkgeskiedenis van die opstanding van Jesus tot en met die wederkoms is daar baie goed wat gebeur. En jy lees terug op kerkgeskiedenis en jy dink net, hierdie was nie die kerk van Jesus nie. Hierdie was nie die kerk van Jesus nie. Hierdie is nie die kerk van Jesus nie. Dit wat hier gebeur is nie die kerk van Jesus nie. Wat 'n toestand is die kerk. Maar ek dink 'n mens moet meer spesifiek wees. Jy moet sê, in watter toestand is die institusionele kerk? Maar die ware kerk, wat jy oral kan vind, ook in die institusionele kerk, die ware kerk, is lewend en kragtig en gesond, miskien onbekend, maar teenwoordig. En God self bewaar die kerk. So ons weet van baie misleidings en baie verskriklike vergrype en goed wat plaasvind, maar dis nie die ware kerk. In Openbaring leer ons van twee kerke. Ons leer van die Naos kerk, Openbaring 11, die ware kerk van God, en dan leer ons van die godsdienststelsel om dit. En interessante ding, die Hieron kerk, dis nou die Bybelwoorde wat gebruik word, daar die Griekse woorde, Naos en Hieron. Naos is die heilige. Die Hieron is die buitehowe van die tempel, waar al die ander godsdienstige aktiwiteite plaasvind het. En hulle doen ook godsdienstige goed, hulle sing ook. Hulle is naby alles, hulle is reg langs die Naos, maar hulle is nie in die kerk van God nie. Maar God bewaar sy kerk. Jy sien dit in die voorgeskiedenis, die tyd tussen Adam en Abraham, sien jy dat daar was 'n ware kerk. Daar was ware aanbidders. Ons hoor net enkele name, maar daar was ver meer as wat ons verstaan. En dan was daar die wêreld, en die vals kerk was ook daar, maar die ware kerk van God. Stel 'n verhaal op met Abraham, en ons kan self sien, binne Abraham se kinders, binne Israel, is daar die ware kerk, en die vals kerk, binne Israel. En dis iets waarvan Jesus gereeld gepraat het,
sy disippels gewaarsku het, is waarvan die apostels dikwels praat. Die apostels praat met die ware kerk en waarsku hulle teen die valse kerk. Hou vas aan Jesus, enige iets wat van hom af weggaan. 'n Kain en 'n Abel, die voorgeskrewe offer is Christus. Kain bring ook 'n offer, maar nie die voorgeskrewe offer nie. En dit word nie aanvaar nie, maar Abel se wel. En jy kry die Kain en Abel kerk nog steeds in hierdie lewe van vandag. Maar God bewaar sy kerk. Die ware kerk van Jesus Christus. Die belangrike vraag natuurlik wat 'n mens moet vra is, en jy? Is jy deel van die ware kerk van Jesus? Of is jy deel van die valse kerk? En as jy sê ware kerk, op grond waarvan sê jy dit? Bietjie selfondersoek doen in jou hart. Maar hulle was altyd daar. God bewaar hulle en hulle sal daar wees tot die einde. Elke knie sal buig.